Ons het vanoggend saam gehoor in die wet, die 8ste gebod. Ons mag nie steel nie. Die beginsel van daardie gebod sal ons nog in ons reeks behandel, soos by die 7de gebod, so die volgende preek oor die wet gaan handel eers oor die 7de gebod, dan die 8ste gebod. Maar ons gaan vanoggend in hierdie prediking alreeds die impak, die gevolge hoor, en die invloed van die oortreding van die 8ste gebod wat dit op 'n mens se lewe kan hê en waartoe dit alles kan lei. En dit gaan ons doen met die stukkie geskiedenis vanuit die boek Rigters. Ons gaan lees Rigters 17 vanaf vers 1. Dan gaan ons daar lees tot hoofstuk 18, die tweede vers. Dan gaan ek eers 'n gedeelte oorslaan en ons gaan dan weer aangaan vanaf vers 27 en hierdie hoofstuk klaar lees. As ons al twee hoofstukke in geheel moet lees, gaan ons 'n bietjie lank besig wees. So ek gaan daardie twee gedeeltes vir u so voorlees. Die res van die geskiedenis sal ek deur die prediking ook vir u deurgee. En dan ons teksvers gaan ek net nou vir u voorhou. Dis hoofstuk 18 se 24ste vers. En hy sê, my gode wat ek gemaak het julle weggeneem saam met die priester en julle trek weg. Wat het ek nou oor? En hoe kan julle dan vir my sê, wat is dit met jou? Ek gaan egter eers vir ons vanoggend ook saam bid in afhanklikheid. Ek gaan vra broers, kom ons staan, sluit ons oë as gemeente en ons nader ons Here in gebed. Grote God, enige God, ewige God. Ons buig voor U alleen. Ons loof en prys U heilige naam alleen. Ons bring aan U eer as God alleen. Here, met verlede week se nagmaal en die boodskap van die Pinksterreeks, gebed, dit alles nog vars in ons geheue. Is dit 'n wonderlike voorreg om ook vandag by ons dankseggingsdiens so weer by mekaar te kan wees in U naam en eerbied, vrees, maar ook in danksegging te kan aanroep. Ja, Here, want ook vandag dra 'n besondere betekenis vir elke kind van God, soos wat elke Sondag doen. Vir elkeen wat in Jesus glo as redder, as verlosser, as die opgestaande en opgevaarde Here en God. En daarom bid ons vanoggend en vra dat U ook met ons sal praat. Praat met ons vanuit die woord. Bring vir ons die betekenis in ons harte en mag dit help, o Here, dat ons sal verstaan wat ons dankbaarheidslewens veronderstel is om te behels. Help ook asseblief dat vanoggend se diens sal geskied ooreenkomstig U wil, dat dit sal wees tot verheerliking van U heilige naam, maar ook as getuienis van ons geloof na die wêreld daar buite. Mag ons hele lewe uitroep in dankbaarheid van U eer, U genade, U grootheid en U liefde. En daarom kan ons nie anders as om vanoggend ook die diepte van ons harte dankie te sê vir die week wat nou verby is. Die hand oor ons gemeente gehou het, dat U ons gehelp het met al die dinge wat moes gebeur en dat gister so mooi afgeloop het. Daarin bring ons U al die eer en eerste bo alles aan U die dank. Alles wat ons is genade, o Here, en ons weet dit wat ons het is geleen. En daarom dankie. Here, ons vra dat U elkeen sal sterk wat ook nou U hulp nodig het, met siekte of met swaar kry. En ons bid vir Frikkie, vir Tannie Didi. Dat ons dink aan Sonette se familie,
Ons dink aan Engelie se pa, ons dink aan Tannie Charlotte se seun. Ek dink ook aan Jaco se familie met hulle groot hartseer. Ons dra hom fires aan U op en ons bid ook vir Tannie Riet. Here, dankie dat Tannie Marie ook alweer op die been is. Ook 'n getuienis van U sorg. Here, herinner ons altyd dat ons nie sonder U kan nie, en soos wat ons gister ook gehoor het, as U die huis nie bou nie, te vergeefs doen ons wat ons doen. Seën elkeen wat verjaar hierdie week wat kom. Dit alles vra ons nie omdat ons dit kan verdien nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As u na die opskrifte kyk van die 2 hoofstukke, kan u sommer dadelik ook die afleiding maak waaroor hierdie stukkie geskiedenis gaan oor Micha wat afgodediens in sy huis ingebring het, sover so dat hy sommer sy eie priester daar gemaak het, en hoe die Daniete hom daarvan beroof het, en alles wat daarop gevolg het. Maar ek sal u ook daardeur lei deur die loop van die preek. Kom ons begin, dan lees ons hoofstuk 17 vanaf die eerste vers. Daar was 'n man van die gebergte van Efraim met die naam van Micha. Die het aan sy moeder gesê: "Die 1100 sikkel silwer wat van u geneem is en waaroor u 'n vloek uitgespreek het en dit ook voor my ore gesê het, hier is die geld by my. Ek het dit geneem." Toe sê sy moeder: "Mag jy geseënd wees deur die Here, my seun." En hy het aan sy moeder die 1100 sikkel silwer teruggegee. Maar sy moeder het gesê: "Ek heilig plegtig die geld aan die Here. Uit my hand is dit vir my seun om 'n gesnede en 'n gegote beeld te maak. Ek sal dan nou aan jou terug, of dit dan nou aan jou teruggee." Toe hy dan die geld aan sy moeder teruggegee het, neem sy moeder 200 sikkel silwer en gee dit aan 'n goudsmid, en hy het daar 'n gesnede en 'n gegote beeld van gemaak wat in die huis van Micha gekom het. Die man Micha het naamlik 'n godshuis gehad, en hy het 'n skouerkleed en huisgode gemaak en een van sy seuns aangestel om vir hom priester te wees. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. En daar was 'n jong man van Bethlehem, Juda, uit die geslag van Juda. Hy was 'n Lewiet wat daar as vreemdeling vertoef het. En die man het uit die stad, uit Bethlehem, Juda getrek om te vertoef waar hy plek kon kry. En op sy reis het hy in die gebergte van Efraim gekom tot by die huis van Micha. En Micha vra hom: "Waar kom u vandaan?" Toe sê hy vir hom: "Ek is 'n Lewiet uit Bethlehem, Juda, en ek is op trek om te vertoef waar ek plek kan kry." En Micha sê vir hom: "Bly by my en wees vir my 'n vader en 'n priester, dan sal ek u jaarliks 10 sikkel silwer gee en 'n stel klere en 'n lewensonderhoud, of en u lewensonderhoud." En die Lewiet het gegaan en die Lewiet het ingewillig om by die man te bly. En die jong man was vir hom soos een van sy seuns. En Micha het die Lewiet aangestel sodat die jong man sy priester geword het. En hy was in die huis van Micha. Toe sê Micha: "Nou weet ek dat die Here aan my goed sal doen, omdat ek 'n Lewiet as priester het." In die dae was daar geen koning in Israel nie. En in die dae het die stam van die Daniete vir hom 'n erfdeel gesoek om in te woon, want tot die dag toe het onder die stamme van Israel geen genoegsame erfdeel aan hom toegeval nie. En die kinders van Dan het uit al die dele van hulle geslag 5 man, dapper manne uit Soria en Estaol gestuur om die land te verken en dit te deursoek, en vir hulle gesê: "Gaan deursoek die land." En hulle het die gebergte van Efraim ingegaan tot by die huis van Micha en daar die nag
oorgebly. Ons blaai bietjie verder tot by vers 27. Ons sluit nou aan waar die Daniete dan vertrek. Ek lees vir u voor. Maar hulle het saamgeneem wat Micha gemaak het. En die priester wat hy gehad het, en hulle het laas, rustige en onbesorgde volk oorval, en die met die skerpte van die swaard verslaan en die stad met vuur verbrand. En daar was geen redder nie, want dit was ver van Sidon af, en hulle het met niemand gemeenskap gehad nie. Dit het in die dal gelê wat by Bet Rehob behoort. Hulle bou toe die stad weer op en woon daarin, en noem die stad dan na die naam van hulle vader dan wat vir Israel gebore is. Maar tevore was die naam van die stad Laas. Die kinders van Dan het vir hulle die gesneede beeld opgerig. Jonathan, die seun van Gersom, die seun van Moses. Hy en sy seuns was priester vir die stam van die Daniete tot op die dag van die ontvolking van die land. Hulle het vir hulle die gesneede beeld van Micha opgerig wat hy gemaak het, al die dae dat die huis van God in Silo was. Ons lees net tot sover, ek herhaal net vir u weer ons teksvers, vers 24, en hy sê, dit is nou Micha wat praat, my gode wat ek gemaak het, het julle weggeneem saam met die priester, en julle trek weg. Wat het ek nou oor? Wat het ek nou oor? Ek het reeds vanoggend vir u genoem, die tema van ons preek vanoggend is suurdeeg. En verlede week, toe ons saam uit Eksodus 12 gelees het ons ook met suurdeeg te doen gekry. Nou suurdeeg is iets wat ons eintlik baie van lees in die Bybel. Die konsep daarvan word vandag maar nog steeds gebruik. As ek reg verstaan, word dit gebruik om deeg en mengsels ligter te maak, te versag deur 'n proses wat borreltjies veroorsaak. Dit laat ook deeg rys, soos wanneer mens brood sou bak. Nou vir die proses om te kan rys, beskik suurdeeg oor 'n baie belangrike eienskap, wat al hierdie dinge op die ou einde ook moontlik maak. Dit trek deur die deeg, of die deeg waarmee dit in kontak kom. Dit versprei. En daarom die baie bekende gesegde dan ook, wat daarop neerkom, 'n bietjie suurdeeg, die hele deeg deurtrek. Met dit in gedagte, kom ons kyk vanoggend wat ons alles gelees het van Micha. Nou, die stuk geskiedenis in die Rigters leer vir ons, al die rigters was eintlik maar ook net mense. Nie een van hulle was perfek nie. Almal van hulle se verhale, almal se geskiedenis roep na die groot rigter, die volmaakte rigter wat nog moes kom. Na ons Here Jesus Christus, wat baie jare later eers sou kom. Ons sien Gideon, wat God gebruik het om met 'n handjievol manne die magtige Midianiete te verslaan. Hy het self later verval in afgodsdiens. Samson, wat deur die krag wat God hom geskenk het, man alleen honderde Filistyne verslaan het, hy het keer op keer gestruikel vir die skoner geslag. So lees ons keer op keer, doen die volk wat verkeerd is in die oë van die Here, daardie refrein wat ons ook nou gesien het, en daardie dae was daar nie 'n koning nie, en elkeen het gedoen wat hy goed gedink het, herhaal homself dwars deur die boek, en dan doen hulle wat verkeerd was in die oë van die Here. Word hulle gestraf. Hulle kom tot bekering, en dan stuur God 'n rigter om hulle te verlos. En so herhaal die verhaal dit self vir baie jare, omdat ware verlossing nog nie daar was nie. Dit was maar nog op die horison.
En so in hierdie geskiedenis, hierdie siklusse, vind ons dan die verhaal van Micha. En ons lees aanvanklik daar, waar Gideon gestruikel het met afgodsdiens en Samson met die 7de gebod, was Micha se aanvanklike sonde oortreding van die 8ste gebod. Diefstal. Hy het 13 kilogram silwer by sy ma gesteel. Die rede waarom hy dit gedoen het, dit word nie vir ons gegee nie. Omdat hy egter die silwer by sy ma gesteel het, bly dit nie net by die verbreeking van die 8ste gebod nie. Omdat dit by sy ma was, is dit ook die oortreding van die 5de gebod. Hy het nie sy ouers eerbiedig en respekteer nie. Die een verkeerde daad wat goed was in sy eie oë, het dus versprei. Dit het deurgetrek tot ander aspekte van Micha se lewe. En die diefstal het op die ou einde ook sy verhouding met sy ouers beïnvloed. En die tragedie van hierdie gebeure stop egter nog steeds nie daar nie, want in plaas daarvan om hom op sy sonde te wys, gee sy ma vir hom die silwer. Wat maak hulle daarmee? Afgodsbeelde. Wat begin het by 'n diefstal, gelei het tot oneerbiedige optrede, het gedraai by afgoderry. En verder lees ons het Micha verval in sy sonde. Omdat hy aangehou het om te doen wat reg is in sy eie oë en nie in die oë van God nie. 'n Leviet het op 'n dag sy paadjie gekruis. Toe maak hy sommer van die Leviet 'n priester vir die gode in sy huis. Mense, dit was ongehoord en onverskoonbaar. Maar Micha het aangehou om te doen wat reg was in sy eie oë. En dit het daartoe gelei dat selfs die Leviet sy eie kop begin volg het. En hy het begin doen wat hy gevoel het reg was. Hy het geweet dat God slegs by die tabernakel aanbid moes word en dat die priesters dit daar moes doen. Maar omdat dit hom gepas het, het hy ook gedoen wat reg was in sy eie oë. Steeds kom hierdie tragedie nie tot 'n einde nie. Ons het gelees in die volgende hoofstuk, hoofstuk 18, die klompie verkenners van die Daniete wat vir 'n nag in Micha se huis oorgebly het. Nou daar, hulle die Leviet geken en gevra dat hy die veldtog wat hulle teen die Filistyne wou voer, asseblief tog sou seën. Hulle het gevra dat hy God moes nader daaroor en sy raad namens hulle vra. Op daardie stadium in die geskiedenis was die volk dan nog in 'n swaar stryd gewikkeld met die Filistyne, juis om hulle grondgebied ook in besit te neem, en het hulle op daardie punt nog nie reg gekry nie. Hulle het toe die Leviet se raad gevolg en met 'n mag van 600 man het hulle die gebied ingeneem. Maar ook hulle het gedoen wat goed was in hulle eie oë. Op pad na die gebied wat hulle sou verower, het hulle die Leviet wat Micha aangestel het, ontvoer om vir hulle 'n priester te wees. Ook het hulle die afgodsbeelde van silwer gesteel wat Micha gegiet het en wat hy in sy tempel bewaar het. Nou dit het Micha tot op 'n laagtepunt in sy lewe gebring. Ons lees hoe moedeloos hy gevoel het nadat die Daniete dit aan hom gedoen het. Ons teksvers, vers 24. My gode wat ek gemaak het, het julle weggeneem saam met die priester en julle trek weg. Wat het ek nou oor? Wat het ek nou oor, vra die man. Wat begin het
by 'n diefstal. Het gegroei tot so groot gemors wat totaal en al bo Micha se vermoë was om self uit te sort. Hy was nie man alleen sterk genoeg om die leviet te hou of om sy afgodsbeelde te beskerm teen die Daniete nie. En nou was hy sonder sy gode en meer as dit, hy was sonder God. Dit alles omdat hy op 'n dag besluit het om eerder te doen wat goed was in sy eie oë. Verder en verder het die sonde gegroei, selfs die Daniete ook vir die aanloklikheid daarvan geval het. Nadat hulle die vreedsame gebied van Laas verower het, lees ons Rigters 18 vers 30 tot 31, en die kinders van Dan het vir hulle die gesnede beeld opgerig, en Jonathan, die seun van Gersom, die seun van Moses, ons het vanoggend in die konsistorie ook vir mekaar gesê, die kleinseun van Moses. Hy en sy seuns was priesters vir die stam van die Daniete, tot op die dag van die ontvolking van die land. En hulle het vir hulle die gesnede beeld van Micha opgerig wat hy gemaak het, al die dae dat die huis van God in Silo was. Het begin het by een sonde. Dalk 'n klein ou dingetjie in Micha se oë, die res van sy lewe deursuur. Het so gegroei om ook sy familie, later sy kennisse te beïnvloed, en het veroorsaak dat 'n hele volk weggedraai het van die Here en begin doen wat reg was in hulle eie oë. Wat is die les van hierdie twee hoofstukke? 'n Klein bietjie suurdeeg trek die hele deeg deur. Waar 'n mens toelaat die sonde wortel skiet in jou lewe, is dit hoe klein. Al dink jy dis hoe onskuldig, gaan dit jou hele lewe deursuur. So suurdeeg versprei dit tot alles, alle dele, totdat niks meer onaangeraak bly nie. Daarom die waarskuwing Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Want die probleem is, dit bly nooit by net daardie een sonnetjie nie. Sou ons steel soos wat Micha gedoen het? Wat's volgende? Ons moet jok om weg te kom. En voordat ons nog gesteel het, moes ons alreeds begeer het dit wat ons so graag wil hê en wat ons sou vat. So onmiddellik tree ons nie meer op in liefde teenoor ons naaste nie. Onmiddellik tree ons nie meer op in liefde teenoor God nie, want ons doen nou wat reg is in ons eie oë. En nie meer wat reg is in die oë van die Here nie meer in gehoorsaamheid nie. Selfe beginsel geld vir al die sondetjies in ons lewens. Jaloesie lei tot valse getuienis en karaktermoord. Begeerte, so maklik oorspel. Opstandigheid, moord. En so gaan die lysie aan en aan. Die punt is dat dit nooit by een ou dingetjie stop nie. Dit neem jou hele lewe oor. Deursuur jou lewe, totdat dit ook bokant jou vermoë is om iets daaraan te doen. Ons het reeds mekaar gesê, ons sien in Micha se geskiedenis, dat sy sonde op die ou ene ook die mense rondom hom begin deursuur het. Hoekom so? Omdat hulle dit toegelaat het. Hulle het dit gesien en hom nie berusp nie.
En self het hulle ook later daarin gedeel. Hulle het toegelaat dat daardie saadjie van sonde wat Micha geplant het, ook in hulle lewens begin wortel skiet. En op die ou einde word Micha, sy ma, die leviet wat 'n priester was van beelde gemaak is, of wat beelde gemaak het, en die hele volk dan gekenmerk deur hulle ongehoorsaamheid. En net soos wat Micha begin doen het wat goed was in sy eie oë, het hulle ook gedoen. En so nie meer gefokus op God, wat hy wil hê en wat goed was in sy oë nie. Broers en susters, vir ons skuil dieselfde gevaar. En dit lê en wag om 'n soortgelyke, so verwoestende impak op ons te hê en op ons gemeente te hê, so ons dit ook toelaat. Ons is almal deel van dieselfde liggaam. Laasweek het ons dit so mooi gehoor. En as ons die suurdeeg van sonde toelaat in een deeltjie, verstrei dit baie vinnig, totdat al die ledemate, al die lidmate ook geraak word. Natuurlik is dit waar van al die groot en algemene dinge waarvoor ons waak, soos dwaallering, oor afvallige lewe. Dit gaan nie hier oor net die groot sondes, soos wat ons dit dalk sal ervaar of noem nie. Dis nie waar die gevaar lê nie. Ons moet ook waak vir die klein dingetjies. Vir die goed wat ons as amper onbenullighede beskou. Ons noem 'n paar voorbeelde. Nou met die bazaar, is altyd die versoeking om hier of daar ietsie te verkoop op 'n Sondag wat dalk oorgebly het. Is tog soveel makliker en die mense hoef nie ver te ry nie en almal is mos nou hierso. Dis net prakties. Net so kan ons baie maklik begin praat oor wêreldse forme van geldjie maak. Daar is uitdagings. Lewe is nie maklik nie, die diesel en petrolpryse, die lig ingeskiet. Ons weet mos 'n biertuin maak altyd geld. En dis tog nie ons wat die mense dwing om te drink nie, ons bly hulle keuse. Nog 'n ding wat verskriklik erg is in ons samelewing, mense wat saam bly. En maklik kan ons dan redeneer, maar hulle is dalk nie getroud nie, maar hulle is tog lief vir mekaar. Hulle het trou aan mekaar beloof. Is dit nie eintlik maar dieselfde ding nie? Nee, mense. So doen ons wat reg is in ons eie oë. Doen ons nie meer wat reg is in God se oë nie. So laat ons toe dat die sonde so suurdeeg dwars deur alle aspekte van ons lewens en ons gemeentelewens versprei. Dis 2 hoofstukke in die boek Rigters oor Micha en die volk dan. Dit is 'n groot waarskuwing. Juis ook in die lig wat God van ons as 'n gemeente verwag, as volk van God verwag. Ja, ons is vir mekaar lief en ja, ons moet mekaar verdra want ons bly mens en ons het almal daardie klein jakkalsies waarmee ons spook, maar dis juis dit, ons moet daarmee spook. Nooit mag ons die sonde meer lief hê as wat ons God lief het nie. Nooit mag ons dit wat verkeerd is verdra ter wille van vrede of voorspoed. Dis 'n suurdeeg, 'n kanker wat baie vinnig versprei. Waar begin ons?
by nog 'n gesegde. Haal eers die balk uit jou eie oog voordat jy die splinter in jou broer se oog raak sien, leer die skrif. Ons begin by onsself. Kyk na jou lewe. Gaan soek na daardie klein stukkie suurdeeg wat ons nog so in die geheim koester. Wat ons so as ons so alleen is in ons stilte nog asem gee. Waar is daardie suurdeeg weggesteek? Ons almal staan voor 'n keuse. Elke dag, elke oomblik van elke dag. Ons kan doen wat reg is in ons eie oë. Of as kind van die Here uit dankbaarheid doen wat reg is in die oë van God. Ons kan die saadjie plant van sonde, vertroetel en as niemand kyk nie, so elke nou en dan 'n bietjie water gee. Of ons kan die saadjie laat groei van geloof en vertroue. Die twee groei nie saam nie. Ons kan die suurdeeg van ongehoorsaamheid, hardkoppigheid, van beeldediens wees wat die gemeente versuur en versteur. Of ons kan die suurdeeg wees van dankbare gehoorsaamheid, van liefde, van geloof, van samewerking, van een wees. Ons kan leef asof ons koning is oor ons eie lewens. Of ons kan buig voor hom wat ons gemaak, versorg en gered het. Deur ons eie kop te volg, broers, susters, kinders, maak ons vir ons beelde wat in ons eie oë plek inneem waar God moet wees. En op die einde dan buig ons voor menslike insig, menslike voorkeur. En so ons so 'n paadjie stap, mag ons ook dalk eendag in ons eie lewens, in ons eie gemeente op die punt kom waar ons sê, wat het ek nou oor? Ek het nie my eie gode nie, nog erger, ek het nie meer God nie. Ons word geroep om in ons dankbaarheidslewens hierdie stukkie suurdeeg, die klein jakkalsies by die hele oes belemmer uit te roei. En as ons besef wat ons Here vir ons gedoen het, kan ons mos nie anders as om dit te doen nie. Kan ons mos nie anders as om die saadjie van geloof te plant nie. Kan ons nie anders as om die suurdeeg van liefde, van dankbare gehoorsaamheid te wees nie. Mag God ons genadig wees. Mag hy ons lei, mag hy ons daarmee help, dat dit nooit die geval sal wees nie. Die versoeking is altyd daar, vir daardie klein onbenulligheidjies of onbenulligheidjies plek in ons lewe, plek in ons gemeente te gee. Maar God het weer gewys hy sorg. Ons het nie nodig om al hierdie snaakse planne te maak nie. Ons het nie nodig om op ons eie krag te staat te maak nie. Ons doen wat ons moet in dankbare gehoorsaamheid. En hy sorg. Mag dit altyd so wees. En mag dit altyd die boodskap wees wat ons as gemeente uitdra. Nie suurdeeg van sonde nie. Suurdeeg van liefde, suurdeeg van geloof. Suurdeeg van dankbare gehoorsaamheid. Dit alles tot eer van ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, grote God en enigste God. Here, ons loof en ons prys U heilige naam. Deur die volmaakte Rigter, ons Here Jesus Christus, het U aan ons die ewige beloofde land gegee.
het U reeds die vyand van sonde en dood oorwin. Daarom bid ons en vra ons dat U ons sal lei en ons sal help om nie die suurdeeg van wat verkeerd is in U oë te wees nie. Dat ons nie sal toelaat dat dit ons lewens deurtrek, ons gemeente deurtrek nie. Leer ons om in ons eie oë klein te wees, voor U te buig. Here, ons bid en vra, maak ons bewus van ons eie onvermoë en ons tekortkominge. Maak ons nederig en stil om volgens U wil te lewe. Waar daar nog weerstand is, teen U wil, teen U woord, waar ons nog wil doen wat reg is in ons eie oë, eerder as om in die hart wat Christus ons gegee het, dankbare gehoorsaamheid na U te luister, vra ons dat U ons deur die Gees sal lei om ag te gee op die boodskap van U woord. Dat alles, sodat U naam opreg vereer sal word. Deur ons getuienis, deur ons denke, deur ons lewe, deur ons gemeente. Here, want U kom toe die lof en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gee geleentheid vir die opneem.